Welkom. As julle by die video uitgekom het, dan het julle nou alreeds van my video's gekyk, het so 'n bietjie van my storie en agtergrond gesien en gehoor, maar hierdie is een waar ek spesifiek wil wees oor waar ek vandaan kom. Nou ek was in die beplanning en projek bestuur vir jare en ek het in die korporatiewe wêreld gewerk waar ek vir ander geld gemaak het. My vaardighede is gebruik om ander se besighede op te bou. En oor die jare het die werkslading van my meer en meer geword. Jy weet mos, as jy alles doen, dan word alles vir jou gegee om te doen. En ek is een van my persone gewees. Ek doen dit eerder myself, want my werk baie perfectionisties en ek is nie lus om goed oor te doen. So ja, mense wat saam gewerk het, by nou. En toe is ek genoop om my werk te los. Julle, ek het bedank. Iets wat ek nooit in my lewe gedink het ek sal doen nie. Dit is net nie dit nie. Ek het soveel passie vir my werk en alsmaar dit het begin vir my nie lekker raak nie. Ek het geen meer passie gehad vir dit nie. My werksomstandighede het begin verander. Dit was nie vir my lekker nie. Dit het vir my al hoe moeiliker geraak en dit het my persoonlike lewe regtig geaffekteer. En uiteindelik my gesondheid hulle verskriklik geaffekteer. Ek het toe éventueel aan erge uitbranding en senuwee en instortings, angsaanvalle en sommer epilepsie ook begin kry. Julle, ek was op 'n punt van waar ek nie kon opstaan nie. Ek het nie meer lus het vir die lewe nie. En as ek net na Pick n Pay toe wil gaan, dan kan ek nie by daai deure in nie. Ek het in gestop. Ek het een dag som op die paving gesit en huil. Ek kon nie daarin gaan nie. Soveel angs het ek gehad van al hierdie goed wat opgebou het oor die jare. Ek het nou deur vele trauma situasies gegaan en dit was asof my liggaam gesê hierdie is die finale. Hier moet jy briek aandraai en net dink aan jou gesondheid. En so dat ek besef, dit help nie ruil tyd vir geld nie, want ek het soveel uitgemis van my kinders. So, deur hierdie hele periode waar ek so siek was en julle sal sien my vorige video's is daar foto's van my, so julle kan sien hoe het ek gelyk en ek wil graag ander help om weer hoop te gee, om te kan opstaan uit daai plek van mismoedigheid, van nie meer hoop hê nie, van jy voel net jy kan nie meer nie, want hierdie is die eindstreep, jy kan nie. Jy vra Vader, hoekom nog? Hoe moet alles my tref? Ek kan net eenvoudig nie meer nie. En dis wat met my gebeur het. So daar's baie van ons daar buite. En in die Legacy Builders is elke ou se storie se eie. My storie gaan oor, ek moes 'n ander inkomste kry. Ek wou ook nie gaan werk vir iemand anders in my toestand nie. Hoe gaan dit werk? Ek is siek. Ek weet nie wanneer ek 'n angsaanval nie. So, dit was ook vir my moeilike opsie te doen. Ek wil nie ander mense se tyd mors nie en ek wil nie so verneder wees nie. So, wat is die ander opsie? En ek gaan deur my Facebook en ek kom op my mentor af en julle haar storie vind net aanklank by my. En dit is vir my soos hierdie kan vir my wees. Dalk Vader het op my pad gebring. En want ek bid toe, jy weet, ek het 'n uitweg nodig. Ek kan nie meer nie, ek is in skuld en ek het en al hierdie issues en ek is op my eie, die mats onder my uitgeruk. En met die kom ek op af en ek volg en ek hou dop. En naderhand het ek begin video's, nie video's nie, hele webinare bywoon en hoe meer mense hulle storie vertel het, hoe meer het ek gevoel, dis wat ek moet doen. En ja, die korter die lang is, ek het nie langer gewag as die anders. En nou inspirasie, ons het op ons aanspan is daar 'n plekkie wat sê my storie en daar het ek gesien, julle is gewone mense, almal met hulle eie stryde, almal met hulle eie probleme, wat opgestaan het en besluit het tot hier toe nie verder nie, ek gaan van myself en van my familie iets doen, dis wat ek wou hê. So nou,
het ek my eie besigheid, 'n webtuiste wat 24/7 vir my in die agtergrond werk. Ek het 5 stappe om te volg. Ek het 2 tot 3 ure nodig in die dag om dit te kan doen. En die beste van alles is, as ek voel, ek het nou hierdie verskriklike migraine byvoorbeeld, dan kan ek gaan lê en nou kan ek weer die 2 ure inpas. Wat opgebreek is in 10 minute hier en 20 minute daar. So jy doen dit in jou skedule en rondom jou situasie. In my geval was dit rondom my gesondheid en hoe en waar ek die krag het om dit te kan doen. En nou gaan dit al vir my hele fantasties, want nie net is dit vir my nuwe hoop nie, manier van inkomste nie, maar dit is geestelik opbouend, want ek is in 'n groep betrokke waar mense is wat mekaar dra en geestelik opbou. Dit is wat vir my so fantasties is. So, waar kry ek 'n besigheid waar daar nou weer mense is met wie ek kan werk? Want dit is een van my grootste vrese gewees. Ek het geen meer vertroue in die mensdom nie. Geen meer vertroue in mense nie. En beloftes. En toe besef ek, die enigste een wat se woord eg is Vader se naam. En dit het my elk geval nader gebring aan God. Ek was so kwaad vir God oor my situasie en ek het bly vra hoekom. En partymal het jy nodig om totally alles te verloor, totally down to earth gebring word om jou oë oop te maak en te sien daar's nuwe lewe. Dis nie jou plan gewees en daar's 'n ander plan vir jou. So ek gebruik nou my vaardighede saam met die nuwe vaardighede wat ek het om toe te pas in my eie besigheid en ook om ander te help om ook 'n inkomste te verdien, sou dit addisionele inkomste wees bo op hulle 9 tot 5. En of dit nou iets is wat jy permanent wil doen, soos ek, en jy wil nog mamma wees, jy wil nog daar wees vir jou familie, jy wil nog kan alles doen wat jy wil doen, want jy wil nie 9 tot 5 tot net sit heel dag nie, en jy wil gaan uitgaan en goed gaan doen, jy wil self weer vind, soos ek het nou weer vir my stokpaardjies, ek is mal oor fotografie, ek is nie professioneel nie, maar dit is vir my lekker. Ek kan weer bietjie skilder, ek het nou begin weer met dit, en is ek ook nie wou nie, maar dit is vir my lekker. So doen wat vir jou lekker is. Ek is mal daaroor om in die natuur te kom, enige geleentheid wat ek het, wil ek daar wees. My dogtertjie ry perde, en ek het deesdae hierdie vreeslike ding van, dis lekker, daar's 'n perd wat, hy kom net na my toe, en dan gee my dit, perde voel aan hoe jy is die dag, en ek kan nie vir julle beskryf hoe heerlik dit is, om dit te kan doen, om my dogtertjie self te kan vat nie. So, as jou storie dalk soos myne is, dis 'n healing journey, of is net 'n nuwe begin, of jy's net heel vol, en jy moet 'n ander plan kry, en dan moet jy deel raak van ons plan. Jy moet my vra om jou te help. Hoe werk dit? Hoe werk die stap vir stap? So, as jy meer wil weet, stuur my gerus WhatsApp. As jy meer vrae het, stuur my WhatsApp. Ek gaan vir jou alles stuur wat jy nodig het. En jy gaan nie alleen wees nie. Ons is 'n span wat by mekaar staan. Jy staan ooit weer alleen nie. Jy moet 'n heerlike dag hê.